Goeienaand gemeente, baie welkom by vanaand se erediens en baie welkom in die huis van die Here. Dis my verskriklik lekker om julle te verwelkom na julle kerk toe. Dis dieselfde kerk, net baie stil. Ons mis julle geweldig baie en is regtig bidend dat hierdie COVID-tyd nou tot 'n einde sal kom, hopelik as winter verby is. Maar tot en met dan wil ons vir julle dankie sê dat julle inskakel. Dankie dat julle my innooi in julle huise in. En dat ons vanaand verder kan praat oor ons Spreuke preekreeks, wanneer ons gesels oor wat dit is om 'n eggenoot te kies met wysheid, maar voel ek ook, wat is wysheid terwyl 'n mens in die huwelik staan? Nou, gemeente, ek wil net graag begin deur te sê, ek weet hierdie is absolute heilige grond. En leen ek my nie self uit as 'n kenner, as 'n expert of enigiets van die soort nie. Soos jy, is ek vanaand ook 'n leerling en is ek baie begeerig om hierdie boodskap van die Here te hoor. Ek en my man sal hierdie jaar, die 3 Augustus, 5 jaar getroud wees, maar al wat ek kan sê is, genade op genade. En dankie vir julle raad, want dit het elke een handig te pas gekom. As jy voel hierdie preek is nie vir jou nie, want jy is nou nog nie getroud nie, miskien is dit juis vir jou, wat voorbereidend is en bidend is op 'n lewensmaat, om te onthou wat God oor die huwelik spesifiek sê. Vir jou wat dalk al getroud is vir langer as 15 jaar, wat die silwer muntstukke oorskry het as geskenk, moet jy ook nie hierdie kamera afsit nie. Miskien is dit juis vir jou ook, om te onthou die belofte wat jy gemaak het al daardie lang jare terug. Hoe 'n huwelik moet lyk en hoe ons dit voor die Here kan kom sit om ons huwelike te seën, te genees en ons te begelei. Nou soos ek sê, dis heilige grond en is ek baie versigtig om hierdie topik te nader. So ek wil graag 'n simboliese handeling doen en ek wil fisies my skoene uittrek, voordat ek begin. So elke keer as ek nou voel iets is snaaks, of ek is nie ten volle geklee nie, dan gaan ek nou onthou, sodat ek op heilige grond staan. Kom ons begin. Ek lees graag vir julle as fotum 1 Johannes 4, vers 7 tot 16. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun as versoening vir ons sondes te stuur. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat ons vir God het en wat God vir ons het. En ons glo daarin. Ek groet julle in die naam van God die Vader, in die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan dan nou saam luister na 3 liedere en nooi ek jou uit om die Here te loof en prys en heel hartig dit saam met ons te geniet. Dankie. Thank you.
Kom ons bid saam. Abba Vader, herinner my dat al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om die boodskap te verkondig en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, Here, dan is ek niks. Al deel ek wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Herinner my, Here, dat die liefde geduldig is, dit is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, en is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, en soek nie sy eie belang nie. Here, en die liefde is nie lig geraak nie. Dit hou ook nie 'n boek van die kwaad nie. Dit verbly dit nie in onreg nie, maar verheug dit oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles. Here, dit verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe om u boodskap te verkondig sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Ons ken maar net gedeeltelik, Here, en ons verkondig u wil maar net gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Vader, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, selfs geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Help my dan, Here, om u ten volle te ken, soos wat u my ten volle ken. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gemeente, ons gaan dan nou saam lees uit 'n teksvers uit Spreuke. Moet sê, hierdie kaalvoete is baie aardig op hierdie koue plastiek, maar dis goed, dit herinner my die hele tyd. Goed, miskien word dit 'n gewoonte. Ons lees dan nou saam uit Spreuke hoofstuk 15, lees ons dan net vers 17. In my Bybel is dit op bladsy 679. Blaai graag daarheen. So Spreuke 15 vers 17 lees. Liewer net 'n bietjie groente en liefde daarby, as 'n vetgemaakte os en haat daarby. Liewer net 'n bietjie groente en liefde daarby, as 'n vetgemaakte os en haat daarby. Ons lees dan net tot sover. Nou gemeente, ek moet erken, toe hierdie tema deurkom, en ek sien ons gaan hieroor praat, toe was daar dadelik hierdie angstigheid wat by my opkom. Want hierdie is die alonbekende vraag, dit is die $1 miljoen vraag, wat soveel jongelinge vir my vra, en soveel ouer mense ook vir my vra, wat reeds in die huwelik staan. Hoe weet ek dat hierdie die regte persoon is vir my? Soveel mense kom by my en hulle vra vir my, Helena, is daar 'n metrum? Is daar spesifieke gebeure wat vir my kan sê, hierdie is rooi vlaggies, moenie dit doen nie, of hierdie is liggies wat in lyn val, so ja, doen dit, of gaan die persoonlikheidstoetse vir ons sê, gaan ons pas, gaan ons nie, is daar enige iets wat die Bybel vir ons hieroor sê? En dan my gunsteling vraag, wat natuurlik vanuit al hierdie vrae vloei, is, Helena, hoe het jy geweet? Hoe het jy geweet, Clinton is die regte een vir jou? Wanneer ons by hierdie vraag kom, dan kry ek altyd hierdie grinnik en genadiglik het ek baie keer koffie voor my, dan sal julle my sien, ek roer maar daai koppie, want ek weet, dit is nie my antwoord om vir jou te gee nie. Ek weet, hierdie gaan 'n gesprek wees. So gaan ons gedagte dan vorentoe,
en gaan ons dit deur saam met die Here in ons koppe. Wanneer ons na hierdie vrae kyk, is dit hoë graad vrae. En al wat ons eintlik soek is 'n waarborg wat iemand in ons hande sit en sê, hierso, in hierdie koevert is die persoon wat by jou moet pas se naam. Betekende, julle gaan mekaar aanvul op alle terreine, julle gaan bitter min konflik hê en julle gaan dit maak. Ek beloof, julle gaan dit maak. Dit is die antwoord wat ons eintlik wil hê, is daardie koevert waarborg. So ek wil graag die preek begin deur 'n antwoord vir julle vrae te gee. En dis nie 'n antwoord wat baie populêr is nie, maar die antwoord is, daar is nie so iets nie. Daar is geen waarborg nie, daar is geen een lettergrepige antwoord nie. Daar is geen metrum of toets of enigiets wat vir jou gaan sê, persoon A of B is die regte persoon vir jou nie. Daar is veel meer aan dit verbonde as net so 'n kort antwoord daartoe. Want sien, wanneer ons hierdie gesprek betree ons die sfeer van verhoudinge. En verhoudinge is nie staties nie, dit is organies. Dit is 'n proses. Dit is nie 'n ornament wat ons kan vat en sê, hier is dit, ek het dit, ek is reg vir die res van my lewe nie, nou kan ek aangaan nie. Is nie 'n ornament wat jy net kan neersit en dit bly al ewig dieselfde nie. Inteendeel, dit is bewegend, dit is veranderend, dit is vernuwend, dit is groeiend, dit is lewend. 'n Verhouding is dinamies. So as ons 'n gesprek hê, gaan ons nooit by hierdie antwoord uitkom nie. Ons gaan baie meer met die Here moet praat. Maar kom ons begin by die belangrikste. Ons weet dat hierdie liefde tussen 'n man en vrou is 'n gawe en dit is 'n geskenk wat die Here vir ons amper bonatuurlik gegee het om op hierdie gevalle aarde te kan ervaar en geniet en deurleef. Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 13 wat sê, wanneer geloof, hoop en liefde bly, is die grootste altyd hiervan die liefde. Tydens die skepingsverhaal het God liefde geskep as 'n vervulling, as 'n belofte. En ons lees dit, verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So hierdie huwelik is gebore vanuit die hart van God, van die begin van tye af. Nog voordat daar 'n georganiseerde samelewing was met 'n regering, betekende hierdie is nie net, ek gaan nou vir julle sê, hierdie is nie net 'n politiese konstruk nie, dis nie net 'n papier nie, dis nie net 'n wettiese ooreenkoms nie. Die huwelik is ook ingestel voordat daar 'n samelewing was. Betekende, dit is ook nie net 'n kulturele praktyk nie. Die huwelik is geskep nog voor die 10 gebooie, nog voor die Mosaïese wet, wat beteken dis nie net 'n wet nie. Die liefde is geskep nog voor 'n kerk se bestaan, wat beteken dis nie maar net 'n kerklike instelling nie. Die huwelik is soveel meer as dit. Dit verander en transcendeer elke mensgemaakte idee, vorm en konstruk daarvan. Die huwelik is God gemaak. En van die begin in die tuin van Eden al, het dit sy oorsprong gehad. Die spesiale verhouding tussen eggenote, die liefde, is gevorm en omgebou in God se hart, toe hy die mens geskape het. En lees ons al in Genesis 1 vers 26 tot 27, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. So hier leer ons al klaar dat die bloudruk van die huwelik, hoe die huwelik moet lyk,
gemeente, is die bloudruk van die verhouding tussen God, Jesus en die Heilige Gees, die Triniteit. Tussen die Triniteit heers daar onvoorwaardelike liefde, respek en vertroue. Daar is 3 verskillende modusse, maar tog is hulle een. So die primêre voorbeeld van die driehoek is hierdie verhouding. Dit kan julle hier agter my sien. Hierso begin die primêre voorbeeld van verhoudinge, die bloudruk, die Triniteit. Ons het Jesus, God en die Heilige Gees, maar saam is hulle een Here. Hierdie is die bloudruk vir elke een van ons verhoudings en huwelike. Daar is nie 'n hiërargie nie. Daar is net 'n simbiotiese liefdesverhouding tussen mekaar. So die belofte van die Triniteit word baie nou verweef tussen man en vrou en noem ons dit die 3-dubbele trou. Lees graag hier agter my saam uit Prediker. 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is warm word? Een alleen kan oorweldig word. 2 saam kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Wat ons hieruit leer, is dat God met hierdie belofte, sy wysheid, sy krag, sy insig verbind in elke liewe huwelik in. Hy verbind as ware homself tot elke man en vrou wat hulle voor hom tot mekaar verbind. So word hulle geseën en stap God saam met hulle die lewenspad. Daar is nie 'n sekonde wanneer God nie deel is van hulle huwelik nie, waar hy nie besig is om dit te beskerm nie, om dit uit te bou nie, om dit te laat groei nie. God verbind homself aan elke huwelik, soos wat hy verbind is aan die Triniteit. So die sleutel natuurlik lê dan daarin, dat God is ons boepunt in die huwelik. Hy is ons norm, hy is ons fokuspunt. En soos wat ek laas week gesê het, hoeveel nader 'n man en vrou aan God aanhou beweeg, outomaties beweeg hulle nader aan mekaar. Dit is hoe God dit ingestel het om te wees. Ons vind mekaar in hom. So enige gesprek, gemeente, enige gesprek oor die huwelik of oor 'n romantiese verhouding is onvoltooid as ons nie praat oor die woord belofte nie. In Engels, commitment. Dit is 'n heilige ooreenkoms wat lewenslank duur tussen God en tussen mens en mens, 'n onbreekbare belofte wat alle uitdagings, grense, slegte omstandighede, keuses en twyfel oorskry. Dit is egter nie 'n belofte wat maak dat elke huwelik slaag nie. Dis nie die belofte wat maak dat die huwelik slaag nie. Dis nie die belofte wat maak dat ek en jy by mekaar bly nie. Dis nie die belofte wat die sukses waarborg nie. Dit is die toewyding aan die belofte tussen jou en my. Dit wat ek doen met die belofte wat ek gemaak het. Elke aksie wat ek doen van daar af is wat maak dat hierdie huwelik slaag. Liefde is 'n werkwoord, het my mentor altyd gesê. So elke aksie wat ons elke dag doen, bepaal of ons binne in hierdie belofte gaan bly of nie. Hierdie is 'n rit tipe belofte. Dis ook nie net 'n eenvoudige belofte van, as ons eendag ouer is, dan wil ek graag saam met jou wees, of sal jy met my keis, of wat ook al nie. Dit is 'n ernstige rit belofte. En hierdie belofte klink so: my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf.
en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Dit klink baie anderster as 'n briefie wat ek en jy tussen mekaar skryf en sê, ek hou van jou, hou jy van my, of man, ek dink ons kan 'n langtermyn verhouding oorweeg, of gaan ons saam wees. Hierdie belofte oorskry daai dae wat julle regtig waar geïrriteerd is met mekaar, want iemand het vergeet om suiker in die koffie te gooi, en iemand het vergeet om inkopies te doen, en iemand het die toiletpapier alweer nie vervang nie, en as hulle dit vervang het, het hulle dit die verkeerde kant omgedoen. Hierdie tipe belofte oorskry die feit dat iemand die duvet steel, of die bed vir hulle self hou. Gemeente, hierdie belofte oorskry ook woorde wat ons seermaak, beloftes wat gebreek word, oomblikke wat gemis word. Want sien, hierdie belofte is die belofte wat op alle vlakke jouself tot 'n ander verbind. Sosiaal, godsdienstig, menslik, met jou verstand, met jou wese, met jou gees, is hierdie 'n belofte gemaak om vir ewig te hou. 'n Belofte wat sê, waar jy ook al gaan, sal ek saam met jou gaan, jy sal nooit alleen wees nie. Jou volk is my volk, jou God is my God. Waar jy sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word, en net die dood sal ons skei. Hier is die tipe belofte wat maak dat twee mense een word. Hierdie is die belofte wat jy dan aan jou eggenoot sal maak, of wat jy alreeds dan gemaak het. En interessant, dit sê nie, ek gaan altyd verlief wees op jou nie, glad nie. Dit sê nie, ek gaan nooit geïrriteerd raak met jou nie. Dit sê nie, ek gaan nooit in 'n oomblik van woede iets vir jou sê wat ek regtig maar kon laat bly het nie. Dit beteken nie, as jy nie kyk nie, ek gaan nie van jou sweet steel nie. Dit sê nie een van daai dinge nie. Dit sê nie, jy gaan altyd vriendelik wees nie. Dit sê nie, jy gaan vir altyd of elke dag net, jy gaan nie elke dag gelukkig wees nie. Dit maak nie hierdie lawwe uitsprake nie, want hierdie voel vir my soos lawwe uitsprake om te sê, as ek met jou trou, gaan ek altyd gelukkig wees, en ek gaan altyd die beste wees wat ek kan wees. Dis lawwe uitsprake, en C.S. Lewis sê dit ook, hy sê, om sulke beloftes aan iemand te maak, is so goed vir jou om te sê, ek beloof dat ek nooit weer my lewe kopseer gaan hê nie. Ek hou nie van opgooi nie, ek gaan nooit weer my lewe opgooi nie. Hierdie is alles dinge wat buite ons beheer is. Dit is egter nie haalbaar nie. Maar toe jy jou eggenoot gekies het, of wanneer jy dan nou jou eggenoot gaan kies, beteken dit nie, die huwelik is nou skielik 'n tou waaroor ons sommer spring, en dan is ons nou hier in 'n beloofde land, wat geen uitdagings of hartseer ken nie. Dit voel vir my, mense dink dit. Onthou julle daar die besem ritueel wat mense by troues doen, jy moet dan nou saam met die ou oor die besem spring, en dan het jy nou in die huwelik ingespring. Dit voel vir my, mense dink dit van die huwelik, daar so 'n onsigbare tou, en daardie oomblik wat altyd van julle in mekaar se oë staar en sê, ja, ek vat jou as my man of as my vrou, Here, ek maak daardie belofte, ja, en dan soen julle, en dan spring ons oor hierdie onsigbare tou, en word ons getransformeer in hierdie beloofde land, waar daar geen uitdagings is nie, geen bekleierye is nie, daar's net maanskyn en rose. Dit is nie haalbaar nie. Want daai persoon is presies dieselfde persoon wat nou net voor jou kom staan het, nog voordat jy getrou het. Dis presies dieselfde persoon in presies dieselfde omstandighede. Jy kies nie die huwelik nie, jy kies die persoon. Jy kies nie die huwelik nie, jy kies die persoon. En daarin lê opgesluit vir ons die waarheid en waaroor dit gaan. Is nie dat ons hierdie lawwe beloftes kan maak aan mense nie, of dat ons die belofte gemaak het wanneer ons trou nie. Dit gaan daaroor dat jy daai belofte elke dag moet kies. In hulle volheid
kies jy daardie persoon. In hulle volheid, in hulle menswees, maar vernaam in hulle gebrokenheid en in joune. Kies jy hulle elke dag weer. En hierdie is die voorbeeld wat Rut vir ons modelleer in hierdie belofte. Maak nie saak wat gebeur nie, ek kies jou nog steeds. In sy essensie is die huwelik 'n keuse, voor en na die troue. C.S. Lewis skryf, "And of course the promise made when I am in love, and because I am in love, to be true to the beloved as long as I live, commits me to being true, even if I cease to be in love." Love is not a feeling, but a unity, maintained by the will and deliberately strengthened by habit, reinforced by the grace which both partners ask and receive from God. Love is not a feeling. In love, that is a feeling. In love is the explosion that gives way to love. Ek glo dit is te wyte aan al hierdie verhale en sosiale media en elke liewe veeverhaal en sprokiesverhaal. Dames, laat ek nou nie ingaan op ons vee en sprokiesverhale terwyl hier nou 'n mooi paar skoene langs my staan nie. Maar ek voel elke liewe een van daardie verhale het vir ons 'n heel ander storie vertel. En dit is waar die implikasie vir ons kom wat sê, dit impliseer vir ons daar is 'n regte en 'n verkeerde persoon. Meente, daar is nie so iets nie. Ja, daar is sondige mense, almal van ons is sondige mense, daar is sondige mense. En met tye mag jy die heel verkeerdste persoon wees vir iemand, selfs vir jou eggenoot. En met tye is jy die perfekte persoon vir hulle. Dit is deur God se genade dat ons vernuwe word en verander word en wat ons kan groei vanuit 'n persoon wat nie langer meer selfsugtig is nie, maar wat geskik is om liefde te kan ontvang en om liefde te kan gee. En in die huwelik kan dit nie anders wees nie. Ek herhaal myself, met tye is daar 'n verkeerde persoon en met meerderheid van die tye, deur die genade van God, is ons die perfekte persoon, soos ons aanhou groei na God toe en na mekaar toe. Daar is ongelukkig ook nie so iets soos "and they lived happily ever after" nie. Niemand van ons se stories eindig na 'n troue nie. Inteendeel, dit is nog net die begin van ons verhaal. Daardie 7 woorde, "and they lived happily ever after", is net die einde tot 'n fiktiewe verhaal. Maar elkeen van ons se lewe begin eers saam met mekaar die dag wanneer ons trou. En wanneer daai volgende hoofstuk begin, glo vir my, dan is daar 'n klomp uitdagings, 'n klomp geluk, klomp oppe en affe. Maar weet julle soos wat klink dit vir my? Soos lewe. Of hoe? As julle hier agter my kyk, kan jy sien, dit moet oppe en affe hê. Want laaste keer wat ons gekyk het, was 'n reguit lyn 'n teken van dood. So dis nie 'n waarborg nie. Dis nie 'n waarborg dat jy in 'n huwelik gaan staan en jy nooit moeilike tye of uitdagings gaan hê nie. Daar's nie 'n waarborg nie. Daar's nie 'n spesifieke stappe wat jy kan volg of woord wat jy kan gebruik en dan gaan jy nou skielik die ou wees met die enigste huwelik wat wys is nie. Wysheid lê in die keuses wat ons maak. Wysheid lê in die praktiese, in die doen. Dit begin by die dien van die Here, soos wat ons van die begin af geleer is. Nou, ek wil graag met julle deel 'n stukkie uit my eie verhaal oor die liefde. Ek weet nie of daar belydenis by gaan kom nie, want daar kom maar ook altyd belydenis daarmee saam. Maar hier is wat ek persoonlik van die liefde verstaan of van die liefde geleer het. En in daai opsig sal ek altyd opkyk na my man, wat toe ons 15 jaar oud was, het ek hom ontmoet in die kerk.
en het ons nie dadelik 'n verhouding met mekaar aangegaan nie. Inteendeel het ons 'n 11 jaar lange vriendskap met mekaar gehad. 'n 11 jaar lange vriendskap, waarin hy geleer het wie ek is, wie hy is, wat is al my dinge, wat is my voorkeure, wat is my idiosyncrasies. Hy het deur 'n klomp van die fases van my lewe saam met my deurgemaak en ek syne. Ek dink die woorde wat ek die meeste sê in ons huwelik is, Clinton, ek ken jou beter as dit. Daar is nie 'n kyk of 'n antwoord wat hy vir my gaan kan gee wat ek nie al geken het 10 jaar terug nie. En is dieselfde na my kant toe. Ek het hom ontmoet in die kerk. Daar het hy vir my sy lewe oopgemaak, vir my vriendskap gegee, hy het my ingetrek by die musiekbediening en het hy vir my 'n tuiste geskep in daardie gemeente en is dit beide van ons se tuisgemeente gewees. En hoe meer ek kerk toe gegaan het en hoe meer ek deur die Here beweeg geword het waarmee ons besig was en die musiekbediening en hoe meer ek 'n verhouding met die Here gebou het en verlief geraak het op die Here, so ek nooit besef het dat dit ook voorbereiding was vir my verhouding eendag met Clinton nie. Want sien, hy het die Here al klaar so lief gehad. En daarin het hy my hart oopgesluit, het die Here my hart oopgesluit vir die huwelik, vir die liefde. As dit die ander kant om gebeur het, sou dit nie gebeur het nie. Ek het God eerste lief gekry. En daarna het ek my man lief gekry met die liefde wat God vir my het. Want dis die liefde wat my man vir my het. Alles wat ek van die liefde af ken en van die liefde af weet, het ek geleer deur vir my man lief te wees. En beide van ons wat vir God lief is. Dit is 'n ongelooflike gawe en 'n ongelooflike seën. En dit beteken nie dat ek en hy nie vassit nie, dat ons nie verskil nie. Maar hier is wat Clinton elke dag vir my sê, as ek vir hom sê, ek is so boos vir jou, ek is so boos vir jou, ek gaan loop want ek kan nie vir jou kyk nie, of ja, kom ons stop daar. Dan sê Clinton altyd vir my, dis reg, maar dit stop nie hier nie. Daar is nooit 'n tyd of 'n keer wanneer Clinton opgee nie, want dis 'n keuse vir hom, en so word dit 'n keuse by my. Daar is nie so iets as 'n perfekte huwelik nie, en as jy my vra, dink ek dit is wat die huwelik nogal interessant en perfek maak, is juist daardie momente wanneer jy net mens is, en mekaar misverstaan, en net totaal na mekaar verkeerd opvryf. Ek dink dis die momente wat dit nogal interessant maak. So, of daar 'n regte of 'n verkeerde persoon vir ons is, gaan ek eerlikwaar vir jou sê, ek is nie so seker nie, maar ek gaan vir jou sê, die persoon wie ek het, is 'n ongelooflike seën, en ek is elke dag dankbaar. So dan herinner dit ons aan Johannes, wat vir ons gesê het, juis, ons moet mekaar lief hê, want dit kom van God af. En die wie lief het, is 'n kind van God, en ken hom ook. En die wie nie lief het nie, ken hom nie. En hierin is sy liefde juis vir ons geopenbaar, is dat hy sy seun vir ons gestuur het, en is dit ook vir ons werklike liefde, nie dit wat ons het vir hom nie, maar dit wat hy het vir ons. En as dit is hoe hy sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Dit is die bonatuurlike geskenk van God. As jy ooit twyfel of hy bestaan, en of hy goed is, en of hy daar is, en jy kyk in jou eggenoot se oë, en jy ervaar daai liefde wat jy vir hulle het, dan weet jy, dit kom van geen ander plek af as van God nie. En dit wat jy vir hulle ervaar, is in 'n leeftyd nie genoeg, om te weet hoeveel God jou in 'n oomblik lief het nie. Hy wou juis iets vir ons gee, om hom tasbaar in hierdie wêreld vir ons te maak. En soos wat ons hom elke dag opnuut kies, en elke dag ons harte vir hom gee, en toelaat dat hy ons kom vernuwe en herstel, so moet ons dit presies ook in ons huwelike doen. Dit is wysheid. Dit is hoe om 'n eggenoot te kies met wysheid, is om hulle elke liewe dag weer te kies. Is om elke liewe dag saam met hulle voor die Here te staan en te bid vir vernuwing en genesing.
God vorm die regte persoon vir jou. Hulle val nie uit die lug uit nie, hulle bestaan nie net nie, hulle word nie net daar neergesit nie. Dit is 'n proses. So gesonde huwelike wil ek julle ook net herinner aan die waardes wat daarmee saamgaan. Miskien is daar 'n paar waarby jy wil stilstaan vanmiddag en sê, Here, ja, dalk het ons 'n bietjie hier hulp nodig. Miskien is daar 'n paar wat jy voor wil dankie sê. Ons weet dit gaan ten nouste saam met respek, toewyding, eerlikheid, prioriteite, intimiteit, nabyheid, gehoorsaamheid, vertroue, aanvaarding, natuurlik, diens en liefde. Nou ons spreek van vandag is so 'n bietjie tong in die kies gewees met die bietjie groente versus die vetgemaakte os. Maar dit bring ons weer terug by die doel. Daar is altyd 'n keuse en speel hulle die twee wêrelde te mekaar af. Wêrelds en bonatuurlik, selfsugtig en selfopofferend, rykdom en armoede. Watter een gaan jy kies? Kies jy jou lewensmaat vir jou eie selfsugtige behoeftes, of kies jy hulle met egtheid en 'n bietjie groente en laat God toe om beide van julle te vorm? Wanneer dit by die huwelik kom, gaan dit oor die keuse wat ons maak. Amen. Here, waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar sal U vir altyd wees. Ons dankie, Vader. Amen. Ons kan dan nou die Here dien met ons dankoffergawes. Ek nooi julle graag uit om dit vir ons te kan pay today of die EFT. Julle is baie welkom. En wil ek weer eens 'n oomblik vat om vir u baie dankie te sê. Dankie dat julle nog steeds julle tiendes gee en by julle ritmes hou en dat ons deure nog kan oophou. Dankie dat julle dit nog steeds op die hart voel om 'n tiende te gee sodat God sy werke kan vermag in die wêreld, sy hande en voete te kan wees. Wanneer ons nie altyd by mense prakties en fisies kan uitkom nie, is hierdie een van die maniere om ander mense te mobiliseer om dit te kan doen. Mag elke tiende wat inkom, elke kollekte tot eer en verheerliking wees, Here, van U naam. Mag U dit seën en mag dit gebruik word, Here, daar waar nood is, soos wat U dit beveel. In U naam. Amen. Ons sing dan nou saam die laaste lied vir vanaand, die slotsang. Mag ons dit heel hartig ook saam geniet. Dankie. Gemeente, ons bid dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Mag die genade by julle wees. Amen. Gemeente, ek wil vir julle dankie sê dat julle saam met ons inskakel en nooi ek jou graag uit na volgende week toe wanneer ons praat oor hoe om sterk families te bou. Mag die Here julle seën en mag julle 'n produktiewe, wonderlike week hê. Totsiens.